praat nog steeds vandag oor konflik en dan spesifiek oor verwagtings. Jakobus 4 vers 1 tot 3. Jakobus vra oor waar gevegte en oorloë vandaan kom. Hy gee die antwoord asof die lesers ook soos hy die antwoord ken. Hy verfris net ons gees so bietjie. Hy sê, soos julle weet, is dit ons selfsugtige begeertes wat dan spontane verwagting skep by ons. Selfgemaakte verwagtings wat afgedwing word om ons selfsugtige ego te voed. Indien mense, stelsels en gebeure rondom my nie my verwagtings bevredig nie, begin ek 'n oorlog. Al die seer, die vreugde, hoop en teleurstelling binne en die binnengevegte en ongemak wat ons in ons lewe ervaar, is as gevolg van ons verwagtings, wat of ontmoet of nie ontmoet word nie. Kom ons trek die kring 'n bietjie nouer en ons fokus vandag nou op ons vriendskappe en ons huwelik. Die grootste enkele oorsaak van struweling is ons verwagtinge, wat nie ontmoet word nie. Ons is gelukkig en vrolik wanneer die mooi prentjies wat ons in ons eie koppe en harte geskep het, waar word. Daarteenoor is ons verbaas wanneer ons ontdek dat ons 'n oorloggeneraal getrou het, wat bevele gee en van ons verwag om net yes sir te sê. Ons opvoeding of liewers opleiding of opvoeding het al by ons geboorte begin. Hoe daar in die huis geleef was, die strategie, die verwagting ensovoorts. Dit word as die norm aanvaar. Wie het die trom in die huis geslaan? Waarin is ons blootgestel? Dis die boustene wat elkeen se lewe vorm. Die persepsies wat geskep is en hoe ons kies om daarop te reageer, bepaal ons toekoms. Die sekerste manier om teleurgestel te word is om iets te verwag, wat dan nie vervul word nie. Verwagtings kan jou selfsug ontbloot. Narcisme en psigopate se kern, selfsugtige verwagtings waar die ek alles is. Daar woed 'n ja-plesier en 'n nee-oorlog. My mense om my se gemoed word oorlaai met 'n toutrekkery tussen 'n ja en 'n nee. My verwagtings word afgedwing. Dit kan wees dat die man se verwagting is dat sy vrou 'n voltyds werk, kinders baar en grootmaak en al die huishoudelike pligte van kos maak, wasgoed was en stryk moet behartig terwyl hy na die werk op die rusbank sit met sy foon en die TV en die remote. Daarenteen kan die vrou se verwagtinge wees dat aangesien sy ook voltyds werk, hulle huishoudelike verpligtinge evenredig tussen hulle versprei moet word. Daar is net een oplossing vir hierdie dilemma. Daar moet wederzijds ooreengekom word en hulle verwagtings moet aangepas word tot albei se voordeel. Dan alleen kan daar vrede en harmonie wees. En dan is daar geen plek vir verwyte en harte wat vir mekaar toegesluit word nie en konflik vermy word. Jakobus nooi ons uit. Hy stel dit duidelik dat ons nie het nie, omdat ons verkeerd bid, omdat ons met niks tevrede is nie. Selfsug is 'n teken dat wel is oorgeneem het. En daar tree totale onvermoë in om tevrede gestel te word. Wat van ons begin vandag met, en dis die uitnodiging. Ek is dankbaar vir om so bietjie teen te stoot teen al ons verwagtinge. Kom ons bid saam. Here, U nooi ons uit dat ons van U kan verwag om die leegtes in ons lewe te vul. Help ons om billik teenoor ons lewensmaat in verhoudinge en ander ons verwagtinge af te dwing nie, maar dat ons billik sal wees in alle opsigte in Jesus naam. Amen.